Ek weet nie of julle volwassenes ook was soos wat ek was nie. Ek dink ons almal as kinders het hierdie afwagting ervaar voor 'n Kersdag. Ons as gesin, toe ek klein was, het die Kersfeesgeskenk ding nogal groot gedoen. Die Kersboom, die Kersgeskenke en al die dinge. So van die begin van Desember af, wanneer die skool nou gesluit het, dan begin ons die dae aftel na Kersdag toe, die 25ste Desember. Dit moet nou aanbreek en ons leef en ons het met hierdie ongeduldige verwagting geleef vir daai dae, daai Desember dae. Want jy wou jou geskenk oopmaak. Jy wou jou geskenk oopmaak en ons het geweet waaroor Kersfees gaan, maar moenie 'n fout maak nie. Daai geskenke, dis wat ons wou hê. Dis wat ons wou hê. En miskien het julle ook 'n kalender in die huis gehad wat jy die dae so afgemerk het. Vandag werk ons op ons fone, maar daai tyd was daar nog 'n kalender in die huis op teen die yskas. Miskien het julle 'n kersboom opgeslaan en versier en kerskaartjies begin opsit. Onthou julle kerskaartjies toe die poskantoor nog gewerk het en bestaan het? Stuur kerskaartjies vir almal aan dit daar uitgepak en almal het geweet en ons het opgewonde geraak want Kersfees is op pad. Kersfees is op pad. Nou ons het geweet, soos ek sê, waaroor dit gaan. Maar ons wou ons geskenk hê. Nou miskien is van julle vandag nog steeds so. Hulle sê ons net ons word nie eintlik groot nie, ons geskenke word net duurder. So miskien van julle volwassenes sit hier so en jy het ook so gesit en wag na vir Kersdag om nou aan te breek. Ek wil gou 'n toets doen. Wie van julle het voor Kersdag jou persente gaan soek daar in die huis, daar waar dit weggesteek is? Steek op jou hand. Kinders, julle moet dalk nie julle hande opsteek nie, maar ja, jy het jou geskenke gaan soek, jy het geweet die geskenke is hier eers, want dit is al gekoop in November of in Oktober, is weggesteek eers en jy het dit gaan soek. Wie van julle het gekoekeloer? Jy het die geskenkpapier so losgemaak, jy het so 'n skeurtjie gemaak in dit. Kom aan. Ja, hier's 'n paar van julle skelms. Nog 'n stappie verder, wie van julle het julle geskenke gekry, dit oopgemaak, daarmee gespeel en dit teruggesit voor Kersdag sonder dat jou ouers weet? Ja, hier's 'n paar van julle. En nou, wie van julle het jou geskenk gekry, dit oopgemaak, daarmee gespeel en dit gebreek voor Kersdag? Ek het 'n skateboard gekry en ek het die skateboard oopgemaak en ek het gekoekeloer, ek het hom uitgehaal, ek het met hom gery, ek het hom gekrap, ek het die krap probeer toeverf, nie baie mooi nie, hom teruggesit en toe ek Kersdag die ding oopmaak, was my ouers heeltemal ongelukkig dat hierdie skateboard so gekrap is. En dat dit nou, weet dat die winkel dit nou toegelaat het en ek het toe nou maar uitgekom en die waarheid vertel. Nou, presies daai gevoel van afwagting en daai hoop wat ons beleef voor Kersdag, dit was die gevoel, dit was die agtergrond voor die eerste Kersdag. Want onder die Joodse volk was daar altyd 'n groep Jode, 'n groep gelowiges wat vir generasie na generasie gewag het en met 'n verwagting geleef het van die beloofde Messias wat sal kom. En hierdie gelowige groep, nie almal was so nie, daar was hierdie gelowige groep Jode, hulle het daagliks in gehoorsaamheid geleef, daagliks in gehoorsaamheid aan die Joodse wette, die wette van Moses, die Ou Testament, met die verwagting dat hierdie dag, wanneer die Messias gaan kom, is dalk môre. Dis dalk op hande. Want hy kon enige dag kom. Anders as die sekerheid wat ons het vandag, dat dit Kersdag is die 25ste Desember, het hulle nie geweet wat se dag dit gaan wees nie. Hulle kon nie die dae aftel nie. En hierdie Jode het nie geweet wanneer dit gaan gebeur nie, en hulle het met hierdie hoop geleef, generasie na generasie na generasie, hierdie hoop dat die Messias gaan kom. Om die waarheid te sê, 99,9% van hulle het gesterf sonder om die vervulling van hierdie hoop te sien en te beleef, want dit het net te lank gevat en hulle het gesterf voordat dit gebeur het.
Hulle het gebid, hulle het getrou geleef aan God, maar hulle het gesterf met hierdie hoop wat nog steeds in hulle harte geleef het. Maar hulle het nooit die hoop en die verwagting laat gaan nie. Hulle het dit oorgedra na die volgende generasie en na die volgende generasie. So terwyl 'n groot gedeelte van die Joodse volk afvallig geraak het en hierdie hoop laat gaan het en deel geword het van die Griekse en die Romeinse kultuur en hulle gebruike begin aanneem het en ophou leef het met hierdie hoop en met hierdie geloof. En gedink het dat dit is seker maar net 'n feeverhaal, dit is maar net 'n storie, het hierdie groep hoopvolle mense, hierdie gelowiges, bly leef met hierdie hoop dat God sy belofte sal nakom en dat God sy Messias sal stuur. En soos wat ons hierdie Kersverhaal in Lukas dan nou wat ons vanoggend bietjie na gaan kyk, in dit lees en dit volg, ontmoet ons twee van hierdie mense wat met hierdie hoop geleef het. En ons lees van hulle daar in Lukas 1 en ons gaan so van vers 5 af lees. So jy kan jou Bybel oopmaak en jy kan saam met my volg of jou tablet of jou foon, maar ek gaan dit vir jou lees. En ons gaan bietjie kyk na hierdie storie. Nou voordat ons na hierdie storie kyk, wil ek net eers vir jou sê hoekom ek hier begin en hoekom hierdie so relevant is vir ons vandag in hierdie hele gesprek wat ons ook die afgelope 2 weke al het rondom hoop. Nou soos jy seker al beleef het as Christen of dalk beleef jy dit tans of dalk gaan jy dit definitief in die toekoms nog beleef, is daar is tye in ons lewens wanneer God so stil is en skynbaar so onaktief is dat ons voel asof God van ons vergeet het. Wie het al so gevoel? Wie voel tans so? Ja, as eerlike mense. En die wat nog nie een keer hulle hand opgesteek het nie, jy gaan nog so voel. Jy bid en jy bid, maar dit lyk vir jou asof niks gebeur nie. Jy bly getrou aan God en jy leef volgens sy wil, maar dinge gebeur wat jou laat vra, is dit ooit die moeite werd om aan te gaan? Is dit die moeite werd om te bly glo? Is dit die moeite werd om te bly hoop? Is dit die moeite werd om getrou aan God te bly? En jy vra soms, hoekom kom ek nog kerk toe? Hoekom is ek vanoggend hier? Hoekom bid ek nog? Hoekom lees ek nog my Bybel? Hoekom sê ek nog nee vir daai versoeking? Hoekom is ek nie deel van daai leefstyl nie? Hoekom dien ek nog in 'n bediening? Hoekom trek ek nie maar saam met hom of haar in nie? Hoekom laat gaan ek nie maar net nie? Hoekom gee ek nie maar net op nie? Hoekom hoop ek nog? Want dit lyk nie of God regtig betrokke is nie. Dit lyk nie of hy omgee nie. Dit lyk nie of wat ek doen enigsins saak maak nie. Maak dit regtig saak om getrou te bly, om vas te hou aan hierdie hoop. Is God ooit nog daar? Is hy nog hier? Hoekom probeer ek nog gehoorsaam en getrou leef, my Bybel lees, bid, kerk toe gaan, vashou asof daar 'n groter waarheid is, 'n groter iets om na uit te sien? Hoekom doen ek dit? En as jy al ooit in so 'n seisoen van twyfel was of is of gaan wees, en as ons eerlik is, dan soos ek sê, dan sal dit ons almal wees, dan is die Kersstorie vir jou. Die storie wat sê dat ons hoop nie te vergeefs is nie. Ons hoop is nie verniet nie. So kom ons begin lees en jy kan saam met my lees daar in Lukas 1 vers 5. In die tyd van koning Herodes van Judea was daar 'n priester met die naam Sagaria uit die diensgroep van Abia. Ook sy vrou het van Aaron afgestam en haar naam was Elisabeth. Okay, so hier ontmoet ons vir Sagaria en sy vrou Elisabeth en hulle albei is afstammelinge van Aaron, Moses se broer, die eerste priester van die Joodse volk.
Met ander woorde, dit beteken hulle was deel van 'n lang lyn van priesters wat getrou bly hoop het vir meer as 1000 jaar al en gewag het en verwag het dat God die Messias gaan stuur. My vriende, 1000 jaar is lank. Dis lank. Hulle hele voorgeslag was mense wat in die bediening was, wat elke dag getrou die offers gebring het met die verwagting God gaan die Messias stuur. Sagaria self was ook 'n priester, lees ons. Vers 6. Hulle was albei getrou aan die wet van God en het onberispelik al die gebooie en voorskrifte van die Here onderhou. So volgens Lukas, as jy na Sagaria en na Elisabet se lewe sou kyk, dan sou jy sien hulle leef volgens God se wil. Hulle is getrou. Hulle het reg geleef. Hulle het al God se gebooie gehoorsaam. Hulle was reg in God se oë. En wat so amazing is dat hierdie twee mense saam met die res wat soos hulle ook getrou is aan God gebly het, reg lewe gebaseer op 'n belofte wat al meer as 1000 jaar oud is. En vir die laaste 400 jaar, wat ons noem die intertestamentêre tyd, die tyd tussen Maleagi en Matteus, of die geboorte dan van Jesus, was God heeltemal stil. Daar was nie een profeet wat opgetree het in daai 400 jaar nie. En steeds, al was die beloftes al so oud, en al was God so stil, het hulle vasgehou en elke dag opgestaan en getrou aan God bly leef met 'n hoop dat God sy beloftes sal waarmaak. Elke dag geleef asof die Messias gaan kom. Asof God getrou gaan bly sonder dat hulle enige bewyse gehad het. Hulle het met hoop geleef, hoop, maar Lukas 1 vers 7. Hulle het geen kind gehad nie. Omdat Elisabet onvrugbaar was, buitendien was albei reeds op ver gevorderde leeftyd. Nou sien hierdie prentjie, sien hulle situasie. As ek dit lees, wil ek amper bietjie met sarkasme nou na Sagaria en na Elisabet toe gaan en vir hulle sê, so julle leef reg voor God, julle leef met hierdie hoop, elke dag getrou aan God, elke dag kies julle om God te volg, elke dag kies julle om hom te dien, elke dag gaan julle tempel toe, julle gaan nie saam in die wêreld en raak afvallig nie, en julle leef met hierdie hoop van die Messias in julle harte, en dan doen God dit aan julle. Hy los julle sonder 'n kind, sonder 'n erfgenaam, al het julle gebid, getrou, tot nou toe. Slegte dinge moet mos nie met goeie mense gebeur nie. En julle is dan goeie mense. Later in hierdie storie sien ons dat hulle desperaat gebid het om 'n kind te hê. Vir hulle hele lewe het hulle gebid en God het gesê tot op hierdie stadium nee. Nee. En Sagaria en Elisabet het met hierdie realiteit geleef vir hulle hele lewe tot op 'n gevorderde ouderdom en steeds het hulle aan God vasgehou aan sy hoop en aan sy beloftes. Hierdie hoop waarmee hulle leef is grootliks gebaseer op 'n belofte wat God aan Abraham gemaak het amper 2000 jaar terug en dis waarop hulle gehoop het. So Sagaria en Elisabet leef met hierdie spanning tussen hoop in God en hulle realiteit, wat nie is soos wat hulle hoop nie. Ons lees in Genesis 12 vers 2 en 3, as julle dit wil gaan lees, ek gaan nie nou so intoe gaan nie, Genesis 12 vers 2 en 3, waar God hierdie belofte aan Abraham maak en sê, vanuit sy nageslag sal daar een kom, 'n saad kom, ons weet dit verwys na Christus, die Messias, wat 'n seën vir die hele wêreld sal wees, vir die ganse mensdom sal wees.
En vanuit daai belofte uit, op grond van daai belofte, het die Jode geleef met hierdie hoop, met hierdie geloof, met hierdie vertroue dat vanuit hulle nasie gaan daar een kom wat 'n seën vir die ganse mensdom sal wees en hulle gaan 'n rol in dit te speel hê. Dis die hoop waarmee die Jode geleef het. Die Messias verwagting noem ons dit. Maar dalk na jare se hoop sou ek en jy dalk vir Sagaria en vir Elisabeth wil gaan sê, luister, gee nou maar op, gee maar op. Geniet maar net die res van julle lewe, want dit waarvoor julle hoop gaan nie gebeur nie. Gaan nie gebeur nie. Kyk hoe lyk julle situasie. Julle het nie eers 'n kind nie. Julle het nie 'n erfgenaam nie. En in daai tyd was dit 'n groot ding. Dit was 'n big deal geweest. Al bid julle al vir hoe lank? Hoe behou julle nog hoop in hierdie God dat hy gaan doen wat hy beloof het? En as ons dit vir hulle sou sê, dan sou ons verkeerd gewees het. Hulle is reg om aan te hou hoop en ons sal verkeerd wees as ons vir hulle wil sê, hou op hoop. Want die rede waarom Lukas sy evangelie met hierdie storie begin en nie sommer net by Jesus se geboorte nie. Hoekom begin hy met hierdie storie? Die rede is omdat hierdie storie die begin van iets splinternuuts is. Wat sou uitloop op die vervulling van hierdie belofte van God wat hy al duisende jare vroeër gedoen het, wat hy aan Abraham gemaak het en wat gaan oorspoel na die seën van die ganse mensdom toe. Daai belofte waaraan Sagaria en Elisabeth vasgehou het vir hulle hele lewe is op die punt om waar te word. En hulle is op die punt om te sien hulle hoop is nie verniet nie. En die rede waarom hierdie storie so belangrik is vir jou en vir my en hoekom ek vandag met jou hieroor praat is omdat ons ook deur sulke seisoene gaan. Ons gaan ook deur sulke seisoene waar ons wonder of God nog betrokke is en of God nog hoor. Miskien het dit te doen met iets spesifiek in jou lewe. 'n area, 'n verhouding, iets in jou lewe waar jy voel, Here, die Here is stil, hy kom nie deur nie en dit laat jou twyfel oor sy groter beloftes, oor die groot plan wat hy het. En daar is hierdie raakpunt tussen hulle situasie en ons situasie. Net soos Israel as volk wat wag vir 'n redder, deur die ballingskap gaan, deur hierdie stilte tyd tussen die testamente, tussen die verbonde, deur die op en afs, net so Sagaria en Elisabeth, wat bid vir 'n kind, en met Kersfees kom die antwoord. Die antwoord kom soos 'n uitroep, dit word uitgebasuin. Ja, God is betrokke nog steeds, hy is nog die heeltyd betrokke, hy is nog die heeltyd aktief, hy was nog nooit weg nie, hy was nog altyd besig om sy plan tot vervulling te bring. God vergeet nie, jou hoop in God is nie verniet nie. En dit moet jy hoor vanoggend, jy wat ook dalk in so 'n situasie sit. En jy moet dit onthou vir in die toekoms as jy dalk deur so 'n situasie gaan. Kom ons gaan aan. Lukas 1 vers 8. So op 'n keer toe Sagaria in die beurt van sy diensgroep besig was om die priesterdiens voor God te verrig, is hy volgens die priesterlike gebruik deur die lot aangewys om in die tempel van die Here in te gaan en die wierook op die altaar te brand. Vers 10. Terwyl die wierookoffer gebring is, was die hele volksmenigte buite besig om te bid en toe verskyn daar aan die regterkant van die wierookaltaar 'n engel van die Here aan hom. Sagaria het geskrik toe hy hom daar sien staan en het baie bang geword, vers 13, maar die engel sê vir hom, moenie bang wees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor. Jou vrou Elisabeth sal aan jou 'n seun skenk en jy moet hom Johannes noem. Sagaria, jou gebed is verhoor. Jou hoop was nie verniet nie. Vers 14, hy sal 'n bron van blydskap en vreugde vir jou wees en baie sal bly wees oor sy geboorte, want hy sal groot wees in die oë van die Here. Wyn en bier sal hy glad nie drink nie
en reeds van sy geboorte af sal hy met die Heilige Gees vervul wees. Ons weet natuurlik hierso dat hierdie Johannes waarvan hier gepraat word is Johannes die Doper. Die een wie God beloof het deur Jesaja meer as 700 jaar terug sal kom en sal die pad vir die Messias voorberei. Vers 16. Hy sal baie uit die volk Israel laat terugkeer tot die Here hulle God. Hoekom sou Johannes die Doper die mense moes help om terug te keer na God toe? Want hulle het hulle rug op God gedraai. Baie mense, 'n groot gedeelte van die Joodse volk het hulle rug op God gedraai, het die Griekse kultuur aangeneem, die Romeinse kultuur aangeneem. Hulle het hoop verloor. En daarom sê dit, hy gaan hulle help terugkeer. En daarom het Johannes 'n boodskap van bekering gepreek en hy het dit uitgebeeld deur 'n doop, waar hy mense gedoop het, dis waar sy naam vandaan kom, sy bynaam, dat mense terugkeer na hierdie hoop toe. Vers 17, hy sal voor die Here uitgaan in dieselfde gees en krag as Elia, om vaders en kinders met mekaar te versoen, om ongehoorsaames op die regte pad terug te bring, en om so vir die koms van die Here 'n volk voor te berei. Vers 18, toe sê Sagaria vir die engel, waaraan sal ek dit weet? Ek is 'n ou man, en my vrou is al op 'n gevorderde leeftyd. Nou, manne, kyk hoe baie mooi diplomaties is Sagaria hierso. Jy sê nie vir jou vrou sy's oud nie, jy sê vir haar sy is gevorderd in leeftyd. Jy sien, Sagaria dink by homself, ek is bly God het my gebede geantwoord, ek is bly die engel is hierso, maar Here, u is bietjie laat. U is bietjie laat. Net soos wat ons verlede week gesien het toe ons gepraat het oor die Lazarus storie, sien ons hier God doen dit weer. Hy is laat volgens ons. God laat doelbewus die dinge so gebeur om jou en my in ons hoop te versterk. Hy wil hê ons moet groei in ons hoop. Hy wil hê ons moet vashou. Hy wil hê ons moet vasbyt. Ons hoop moet gesuiwer word. Sagaria sê ek en my vrou is oud en dit is onmoontlik vir ons om nog kinders te hê. Julle weet hoe biologie werk. Hy sê dis onmoontlik, Here. Ons bid al van dat ons 20 is, toe ons sien die dinge werk nie. Bid ons vir 'n kind. Toe ons in ons 30's was, het ons gebid vir 'n kind. Ons het selfs deur ons 40's aanhou bid vir 'n kind. Net vir die grappie het ons in ons 50's ook gebid vir 'n kind. En nou is ons oud en die situasie is hopeloos. Ons kan nie meer kinders hê nie. Net soos wat jy dalk dink jou situasie is hopeloos. Here, U is laat, dis te laat. Ja, hier het 'n engel gekom. Ja, hier het iemand vir my kom bid. Ja, die pastoor het gepreek, is nie te laat nie, maar Here, kyk hoe lyk die situasie. Ons wag al so lank. Sekerlik is dit te laat. Vers 19. Die engel antwoord hom, ek is Gabriël, wat in die diens van God staan. Ek is gestuur om met jou te praat en hierdie goeie tyding vir jou te bring. Kyk, jy sal stom wees en nie kan praat nie, tot op die dag dat hierdie dinge gebeur, omdat jy my woorde wat op die bestemde tyd vervul sal word, nie geglo het nie. Op die bestemde tyd het die bestemde ding gebeur. Op die regte tyd, nie op ons tyd nie. Op die regte tyd het gebeur wat God wou hê moet gebeur volgens sy plan in die groter prentjie wat ek en jy nie kan sien nie. So Corneille, jy bedoel God het hierdie dag vooraf bestem? Ja. Ja. So hierdie honderde jare wat dit gelyk het asof God niks doen nie, was eintlik deel van God se plan. Hy het dit doelbewus so gedoen. Ja. So God was nooit weg nie. Hy was nooit aan die slaap nie. Hy was nooit onaktief nie. Hy was die heeltyd besig om sy beloftes en sy plan in vervulling te bring. Jep. Dis
Dis wat ek vir jou sê. Vers 21. Intussen het die volk vir Sagaria gestaan en wag en begin wonder waarom hy so lank in die tempel bly. Toe hy uitkom, kon hy nie met hulle praat nie. Hulle kom toe agter dat hy in die tempel 'n gesig gesien het. Hy het net aanhoudend vir hulle beduie en stom gebly. En toe die tyd van sy tempeldiens om was, het hy huis toe gegaan. Na daardie tyd het sy vrou Elisabeth swanger geword en haar 5 maande lank afgesonder. Sy het gesê, die Here het dit vir my gedoen. Nou het hy na my omgesien om my smaad onder die mense weg te neem. Wel. Maar dit was net die openingstoneel hierdie. Openingstoneel van dit wat nog voorgelê het. Dit was net die inleiding. Want hierdie gebeure was die bewys dat God besig was om reg te maak, om sy belofte finaal te vervul deur die koms van Jesus. Dit wat hy 2000 jaar gelede aan Abraham beloof het. En vir generasies het ouers hierdie hoop oorgedra aan hulle kinders, en hulle aan hulle kinders, en hulle het gesterf en dit oorgedra aan hulle kinders, en so het dit aangegaan van generasie tot generasie, en nou op die bepaalde tyd, op die regte tyd, gaan God sy belofte vervul. En dit is hoe hierdie storie eindig, en waar die volgende storie begin in vers 26, dan spring die scene weg van Sagaria en Elisabeth af, na 'n tienermeisie in 'n dorpie in Nasaret. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. En vanoggend is dit net weer die vraag waarmee ons gekonfronteer word uit hierdie storie uit. Soos wat elkeen van Jesus se volgelinge deur die eeue heen met 'n vraag gekonfronteer word. Kyk verby die Kersgeskenke, kyk verby die Kersboom, kyk verby die feestyd, kyk verby die etes. Hierdie is die vraag aan jou en my vanoggend. Gaan ons bly glo? Of gaan ons ophou glo? Gaan ons bly hoop of gaan ons ophou hoop? Gaan ons bly bid of gaan ons ophou bid? Gaan ons vashou aan God se beloftes? Gaan ons glo ons Jesus leef? Gaan ons glo ons Jesus kom weer en dat hy nie van ons vergeet nie? Gaan ons dit glo en gaan ons met daai hoop lewe? Soos wat daai mense met 'n hoop geleef en dit hulle leefstyl bepaal het. Gaan ons gee of gaan ons maar net spandeer? Gaan ons bly dien in God se koninkryk of gaan ons iets anders doen? Gaan ons werk aan 'n moeilike huwelik of gaan ons opgee? Gaan ons die oneerlike deal by die werk doen of gaan ons ons integriteit behou? En jy mag dalk wonder, hoekom doen ek dit? Hoekom bly ek getrou? Hoekom leef ek reg? Hoekom leef ek anders? Niemand sien dit tog raak nie. Hoekom voel ek skuldig as ek 'n sonde gedoen het? Hoekom is ek so konservatief? Hoekom leef ek nog met hoop? Maar in elke geslag is daar 'n groep mense wat Jesus volg en wat kies en sal kies om getrou te bly aan God en getrou te bly aan hom en hom te bly volg en om reg te bly leef, al lyk dit asof God onaktief is of stil is of laat is, want ons leef met hierdie hoop en hierdie geloof dat net soos wat hy in die verlede al sy beloftes nagekom het, so sal hy in die toekoms al sy beloftes nakom. Dit maak dat ek en jy anders leef. Al gebeur daar slegte dinge met goeie mense.
om te bly vashou aan die belofte dat hy gaan terugkom vir sy mense, vir jou en my. Mense wat God kies, al kan ons nie insien hoe God vir 'n vrou 'n baba kan gee op gevorderde leeftyd nie. Ons is mense wat God kies, al kan ons nie altyd verstaan hoe God die dood van 'n geliefde kan gebruik nie. Mense wat God kies, al kan hulle nie verstaan waarom God nie nou vir ons die antwoord gee wat ons nodig het nie. Die uitdaging is, gaan jy deel wees van die groep mense wat gaan aanhou glo, wat gaan aanhou hoop, en dit gaan oordra aan jou kinders, en vir hulle die voorbeeld gaan stel? Gaan jy daai unieke tiener in jou skool wees? Gaan jy daai unieke young adult in jou vriendegroep wees? Gaan jy daai unieke volwassene wees wat anders is as die ander? Wat nie gaan wegloop nie, maar wat gaan getrou bly en wat gaan uitstaan? En die storie van Kersfees is 'n bevestiging vir ons. Weer vanoggend, dat ons geloof en ons hoop in God nie verniet is nie. Dis nie te vergeefs nie. Dis 'n bevestiging vir ons dat al is God soms stil, is hy nie onaktief nie. En sy plan sal seëvier. En in die proses is hy besig om jou hoop te suiwer en jou hoop te versterk, want soos wat ek elke week die vorige 2 weke gesê het, daar's net 3 goed wat bly staan wanneer ons hierdie lewe verruil met die ewige, en dis geloof, hoop en liefde. Geloof, hoop en liefde is al wat bly staan. Dis al wat God in jou lewe wil sien. Dis al wat hy besig is om te produseer in jou lewe. Want God het vir Sagaria en Elisabeth 'n baba gegee. Volgens sy plan. Hy het die redder gestuur en so het hy die beloftes aan Abraham en aan die voorgeslagte vervul. En hy sal ons nooit los nie, al voel ons soms God is stil en onaktief. En boonop het hy beloof, hy kom weer. Hy kom weer om saam met sy mense op 'n nuwe hemel en 'n aarde te leef. Dit is al amper 2000 jaar vandat Jesus daai beloftes gemaak het, toe hy hier op aarde was. Kan ons bly vashou aan daardie beloftes? Ons as Jesus volgelinge moet weer daai hoop ontdek. Ons moet mense van hoop wees, ons moet vashou aan dit. Al lag mense ons uit, al kan hulle dit nie insien nie, al sê hulle ons hoop is 'n pie in the sky. En Kersfees is 'n bevestiging dat ons wag en ons hoop en ons bid is nie te vergeefs nie. Want as God daai beloftes nagekom het, sal hy al sy beloftes nakom op die regte tyd. En al het jy vrae rondom jou realiteit op hierdie oomblik, soos wat Sagaria en Elisabeth gehad het, hou hoop in God se groter realiteit, in God se groter plan en in wie hy is. Miskien is jy vandag die een wat nodig het om te hoor, jou hoop is nie te vergeefs nie. Jy wat nou jou hand dalk opgesteek het, wat tans in 'n situasie is. Miskien moet jy vandag hoor dat al is God soms stil, is hy nie onaktief nie, hy is besig met iets in jou lewe. En jy moet net bly hoop in hom. Jy moenie hoop laat gaan nie, jy moet bly vashou. Vat vandag weer hoop. Moenie opgee nie. Moenie opgee nie. Hoop dat dinge gaan uitwerk. Hoop dat God gaan deurkom. Hoop dat God sy beloftes gaan nakom. Hoop dat God jou situasie kan omdraai. En al sterf jy met daai hoop, is jy nog steeds beter af as om hoop te verloor. Ons weet Jesus is nie op die 25ste gebore nie, soos ek gesê het. Maar ons kies om Jesus se geboorte, die vervulling van daai belofte te vier vandag. Dis hoekom ons hier saam is, op hierdie Woensdag. Om dit te oordink, om hierdie storie te vertel. Om die betekenis vas te maak in ons lewens.
wil jou vra om miskien huis toe te gaan en net weer daai storie te gaan lees. Lees verder in Lukas 1 van vers 26-27 af. Lees die storie. Maak dit vas en maak vandag opnuut weer jou hoop in God vas en wie hy is. Jou hoop is nooit verniet nie. Kom ons bid saam.